Julle kom vandag by die preek en ons is nou by die tweede laaste deel van hierdie Paasreeks wat ons op Paasfees begin het, wat ons noem 1 ster Paasfees. Nou ons almal het al die krag van sterre en reviews al gesien al. Jy weet, as jy 'n produk wil koop, 'n plek wil besoek, iewers heen gaan en jy sien die mense lewer 2 ster kommentare op daai produk, dan koop jy hom nie. Jy weet, mense se opinies oor iets maak soveel saak in terme van jou belewenis daarvan of jou vertroue daarin. Maar hier is ons groot gedagte. Sê nou ek en jy die vermoë om Paasfees te vat en die effek van Paasfees wat dit moet hê in mense se lewens en ons sit dit op 'n tafel en ons vra die mense wat God nie ken nie. Evalueer Paasfees vir ons. Sê vir ons, hoe beleef julle dit? By ons is Christene wat sou sê, ons ken Paasfees, die Here het ons gered, die Here het ons kom haal, die Here het ons nader aan hom getrek, die Here het ons 'n nuwe begin gegee, ons verstaan God se liefde, ons het ervaar, ons is veranderd. Hoe sou Paasfees lyk in ons harte? Trouwens, daar's hier en daar 'n goeie getuienis, maar die slegte nuus is, meeste kommentare en studies daar buite en gesprekke daar buite oor geloof of gelowiges of oor kerk of iets in die kringe van Christendom is nie noodwendig positief nie. En dis waar die reeks vandaan kom. 1 ster Paasfees. As ek na kerk moet kyk, as ek na Christene moet kyk, as ek na hierdie mense moet kyk wat sê hulle volg Jesus, is dit baie keer meer 'n uitdaging met hulle om Jesus by hulle te beleef as wat ek sou sê dit moet wees. En daarom sal ons baie keer van die wêreld af hoor 1 ster Christene. Laasweek het ek verwys na die Barna groep wat nog 'n studie oor hierdie ding gedoen het. En dit is interessant die woorde wat hulle optel wat die meeste mense gebruik om Christene te beskryf. En jy kry nie baie great woorde noodwendig nie. Die grootste woorde onder andere wat mense gebruik het is goed soos skynheilig, vervelig, onsensitief, onrelevant, oordelend en in vandag se tyd weens die woke beweging anti-homoseksueel. So van hierdie goeters kan ek absoluut verstaan, want die Bybel is wit en swart daaroor. Maar baie van hierdie goed sien ons nie by Jesus nie. En dis waaroor ons moet praat. Want ek en jy moet op 'n plek kom waar as 'n nie-Christen by jou kom, dat dit maklik is vir daai persoon om 'n 5 ster Paasfees by jou en my te beleef. So vandag kom ons praat oor die volgende onderwerp, oor hoekom beleef mense dit so? En wat is die een ding wat ons moet vermy? Laasweek het ons gepraat oor projeksie, en gaan kyk het as jy dit nie het nie, maar hierdie week praat ons oor die volgende groot onderwerp, wat heel waarskynlik een van die grootste redes is, hoekom mense beleef, al hierdie woorde ek nou beskryf het by Christene. En hier is die onderwerp, eksklusief. Eksklusiwiteit. Hierdie is 'n groot ding wat Jesus geplaai het, 'n massiewe ding wat hom geïrriteer het, en 'n groot onderwerp wat hy aangespreek het. Maar kom ons wees eerlik, as jy dink aan eksklusiwiteit, daar is iets nogal lekker daarin, as jy praat van wêreldse terme. Ek bedoel, as jou pel jou bel en sê, hey Koos, luister hier, man, ek het vir ons rugbykaartjies gekry, maar nie net rugbykaartjies nie, ek ken hierdie ou en hierdie ou en hierdie ou, ons is in daai losie. Ja man, dis lekker, ons gaan 'n eksklusiewe ervaring hê. Dit is baie keer lekker. Of een van daai ou wat hou van karre versamel, en hy kom na jou toe en hy beskryf hierdie kar en die engine en dan gooi hy woorde op die einde in. En hierdie spesifieke model, daar's net 10 van hulle in die wêreld. En jy kyk na een. Wow. Dit lyk net awesome en dit voel net lekker en jy het hierdie special edition wat ook al dit mag wees. Dit is net lekker om eksklusiwiteit soms te beleef. Maar een ding wat ons moet weet, is dat eksklusiwiteit is nie net gevind in hierdie wêreld en dinge daar buite en belewennisse en ervarings nie, maar hierdie ding kan gebeur in die hart. Hierdie ding kan plaasvind in ons verhouding met God en dit is daar waar Jesus sê, nie okay nie. Dis nie okay dat ons rondloop en dink dat sekere goeders is vir sekere mense en sekere mense kwalifiseer en sekere mense kwalifiseer nie. En Jesus het uitgeloop en die wêreld laat weet toe hy hier was. Dis nie okay om eksklusiwiteit te omhels nie. Maar weer eens, hier is die ding. Party mense het dit gedoen en hulle het nie eens geweet hulle doen dit nie. Daar was fariseërs en hulle het per ongeluk hierdie ding uitgeleef.
En net soos die fariseërs het per ongeluk reg gekry, kan ek en jy partykeer hierdie ding per ongeluk reg kry. En hier is die beginsel, en hier is ons waar dit skeef geloop het, en hier is waar eksklusiwiteit eintlik begin sy wegspringblok het, wat so 'n mooi ding is, maar dit draai stadig maar seker skeef. En hoor hierdie sin. Bybel en gehoorsaamheid is die brood en botter vir geestelike volwassenheid. Ek dink ons almal stem saam met daai. Om jou Bybel te lees, so belangrik, om God te gehoorsaam, so belangrik. Dis ons stories, dis ons getuienisse, dit is ons fondasie. Sonder daai twee kan jy nie 'n pad stap met die Here. Dis ons brood en botter. Dis hoe jy groei na volwassenheid in die Here, en as jy volwasse is, hoe jy volwasse bly. Ken die skrif, spandeer tyd saam met die Here daarin en doen wat daar binne staan. En as jy die opdrag daar uitgee, gehoorsaam dit. Eenvoudig soos dit. Maar hier's my vraag. Met daai stelling wat dit so waar is dit juis daai stelling wat eksklusiwiteit veroorsaak het by die fariseërs. Hoor mooi, hulle was die mense wat die ergste was oor Bybel lees. Die slimste was daarmee. Voorgeloop het en mense vergelees het, en as jy nie by die sinagoge was, jy sal jou aangespreek het, want jy moet by die skrif uitkom, en die skriflesing is so belangrik. Hulle het dit voorgehou, so belangrik. En gehoorsaamheid tot God, as jy links getrap het, het hulle vir jou reggestel. En gesê, jy kan nie God gehoorsaam nie. Jy moet getrou wees aan die Here, jy moet doen wat hy jou vra. Maar hier is my vraag. As Jesus gekom het en hy het juist daai ding aangespreek, en hy was kwaad vir hulle oor fariseer wees, maar hulle het die Bybel en gehoorsaamheid gedra, hoe het daai ding plaasgevind? Want Jesus aan die ander kant het ook die Bybel en gehoorsaamheid gedra, maar nie eksklusiwiteit bevorder nie. En hier is die gedagte. Elke liewe een van ons. Dit gaan nie net oor Bybel lees en gehoorsaamheid nie. Dit gaan oor hoe jy dit gebruik wat die verskil maak. Hoor mooi. Jy sien, Bybel lees. Die Bybel is nog altyd bedoel om soos 'n spieël te wees in my en jou lewe. Nog altyd. As ek en jy die Bybel optel en hom lees, dan is dit 'n spieël soos wat die Bybel dit verduidelik. En ons kyk in ons eie harte en hy wys vir ons wat hier binne aangaan. Hy konfronteer jou, hy maak skoon, hy berei jou voor, hy gee jou onderskeiding van wat is God se wil. Jy kyk in die spieël vas en hoor my mooi, dis nie lekker in daai spieël nie. As jy net Bybel lees en jy loop af weg en jy voel great oor jou lewe, jy lees nie heeltemal wat jy moet raak lees nie. Want die Bybel het daai manier om vir ons te wys, hier's die standaard wat ons eintlik moet hê om 'n verhouding met God te hê. En hy wys vir ons, maar ons kom nie by daai standaard uit nie. Hy wys vir ons, jy's nog nie lief genoeg vir mense nie. Jy sukkel nog met bitterheid, jy sukkel nog met onvergifnis, jy sukkel nog met eksklusiwiteit, want daai ou het jy lief en hierdie ou het jy nie lief nie. Jy sukkel met hierdie goed. Jy dink hierdie sonde is okay en daai is nie okay nie. Dis, kyk in die spieël. En wanneer ons Bybel lees, konfronteer die Bybel ons. En hierdie is so 'n belangrike ding. Om daarna te kyk soos 'n spieël. Jy maak hom oop en jy kyk in jou eie hart in. Weet jy wat die fariseërs gedoen het? Hulle het dit nie gebruik as 'n spieël nie. Hulle het die Bybel gelees soos Jesus, hom gesien soos Jesus, maar hulle het hom nie gebruik as 'n spieël nie, maar eerder as 'n verkyker. En hulle het hom opgetel en gekyk, maar ja nee, daai ou, hy sukkel met onvergifnis. Ja, die Here moet werk aan hom. Pastoor, ek was so bly ons was by die kerk, want my vrou het hierdie boodskap so nodig gehad. Die check langs jou. Ons is so vinnig om rond te kyk, en ek wens hierdie mense het net na daai preek geluister, en ons net vir hulle. Ek wens hierdie ou, ek wens daai ou, en die fariseërs het hierdie gedoen. Hy julle, en stadig maar seker het hulle skoon vergeet. Die doel van die Bybel was tog nooit om dit op te tel, en voor ander mense te hou en te sê, maar kom nou nie. Die doel van die Bybel was, en die hoofdoel daarvan is om ons te speel, en te sê, Here, deursoek my hart. En kyk of daar iets hier binne is, Here, wat nie vir U reg lyk nie. Maak my nederig van hart, Here, dat ek kan sien waar ek kort kom, want ek wil meer soos Christus wees, Here. En hoeveel mense hoor verse, lees die Bybel, en hou dit net voor vir die wêreld. En ons moet pas op daarvoor. Want is net so, dan pas ons eksklusiwiteit toe. En gehoorsaamheid is net so groot ding. Jy weet, praat van Jesus wat kon gehoorsaam. Dit was vir hom 'n massiewe ding.
Hy het rondgeloop en hy het gesê, dit wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Ek is hier om die Vader se wil uit te leef en that's it. Dis my roeping, en dis my taak op aarde om net te doen wat die Here my vra. Punt. Raai wat sê die Fariseërs? Ek is net hier om te doen wat die Vader ons vra. God se wil is my wil. Ons moet ernstig wees oor hierdie ding. Dit klink omtrent dieselfde. Maar hoekom kyk Jesus na hulle en sê julle mis die punt? Want hulle het rondgeloop met hulle gehoorsaamheid tot God. Soos wat voëlkykers doen met hulle verkykers. Daai is nie 'n verkyker vir hulle nie, dis 'n trofee. Kom nou die ernstige voëlkykers. Julle sê niemand raak aan daai verkyker nie. Bewaar jou seël as jy iemand se ander verkyker optel. En hulle het hierdie ding so bewaar en sê maar luister hier, kyk wat het ek en die Here al gedoen. Kyk hoe ek die Here al gehoorsaam. Kyk my lys van voëls wat ek al gaan raak sien het en kyk wat ek al bereik het. Jy moet dit ook bereik want hierdie is wat God wil hê ons moet doen. En hulle hou hulle manier van God gehoorsaam in die paaie wat hulle stap as die enigste pad wat almal moet stap. En jy skielik raak dit eksklusief want jy moet gehoorsaam wees aan God en kyk hoe lyk dit. Hier is my trofee. Kyk hoe ken ek my Bybel. Kyk hoeveel preke luister ek. Kyk hoeveel kennis het ek oor God. Kyk hoe heilig is ek. Jy moet aan jou heiligheid werk en hier kom hulle met hulle trofees en Jesus wat eintlik die gehoorsaamheid kan uitleef as 'n trofee want hy kry dit reg. Hou dit nie op as 'n trofee nie. Hou dit hier onder en sê weet jy wat is die mooi? Jy kan ook God gehoorsaam. Die Here gaan met jou praat. Jy kan ook bid en hy nooi die mense in. Hy druk hulle nie weg nie. Eksklusiwiteit kan net so inkruip in ons harte in. Hoor wat sê Jesus oor gehoorsaamheid. En hoe min dit 'n trofee is in ons wêreld. Lukas 17 vers 7 tot 10 is een van die hardste verse wat my al getref het in die Bybel oor gehoorsaamheid. Hoor wat sê Jesus. As een van julle 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of om diere te versorg, sal hy aan hom wanneer hy van die land afkom sê, "Hey, kom eet gou saam met my." Nooit nie. Hy sal aan hom sê, "Maak iets gaar vir aandete. Bind jou klere vas en bedien my terwyl ek eet en drink. Eers daarna gaan jy self eet en drink." 'n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie. Dit is net so in die geval met julle, sê Jesus. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe, ons het bloot uitgevoer wat ons net moes doen. Hoor jy hoe nederig praat Jesus hieroor? As ek en jy doen wat die Here ons vra, is dit nie, wow, kyk wat het ek bereik nie, jy het net jou job gedoen. En baie keer voel dit vir my en jou so, né? As ons iets gedoen het wat die Here ons vra, ons het gebid en gebid en gebid en nou is daar 'n antwoord en jy voel asof die Here jou high five gee en die engele high five en sê, check wat hy gedoen het, wow! Nee, die Here sê dit was jou job. Weet jy wat, daai persoon met jy mee gepraat het oor hulle geloof en toe kom hulle nader aan my, was nie jy wat wow was, nee? Dit was net jou job. Die Here staan nie op en spring op en af van 'n ou partytjie daaroor nie. Hy sê dit is wat jy moet doen. Feit dat jy Bybel lees en getrou is en is meer getrou as dalk iemand langs jou, beteken nie jy is iets special en die Here sê maar jy is nou die ster, nee. Jy is die wenster. Hy sê net dis jou job. Dis 'n prys vir jou daarin dit, nee. Dis jou voorreg om deel van my huisgesin te wees. En die Fariseërs was nie daar nie. Hulle het rondgeloop en gedink, wow, check wat ek doen vir die Here. Kyk wat doen ek by die kerk. Kyk wat doen ek vir die Here daar buite. Kyk hoe gaan ek, en ek was lank daar. Ek kan vir julle stories vertel van my eie hart hier. Ek was op 'n stadium so op 'n plek waar ek gedink het, luister hier maar, ek moet 'n biddende masjien wees en ek moet kan evangeliseer en ek moet Bybel kan lees en Bybel kan verstaan en ek moet 'n internasionale impak hê en ek moet al hierdie goed doen en ek was net 16 jaar oud. En ek het so skuldig gevoel as my impak nie weier gaan nie. As mense nie die Here hoor as ek praat nie. En ek het net gevoel ek kom iewers nie want ek het gedink maar ek moet op een of ander standaard wees want dis wat ek gehoor het by mense. Hier is wat Paulus leer oor ware impak. Kyk gehoor in Tessalonisense 4 vers 11 tot 12 en hy sê, nogtans spoor ek julle aan broers en susters, lê julle nog meer daarop toe en laat dit vir julle 'n saak van eer wees om wat te doen, om die wêreld te gaan bekeer. Nee, om die evangelie tot die uithoeke van die wêreld te vat. Nee, dis wat hy sê nie. Om die massiefste impak in jou huisgesin te hê en almal kom tot bekering in jou familie.
is dit wat hy sê? Hoor wat sê Paulus? Laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe. Met julle eie sake besig te wees en met julle eie hande te werk. Hierdie riglyne het ons al vroeër aan julle gegee, sodat die buitestanders agting vir julle leefstyl sal kry en julle in geen opsig gebrek sal ly nie. Klink nie baie diep nie, Paulus. Paulus, waar is al die mense wat nou tot bekering kom? Paulus, waar is dit dat ons nou hierdie massiewe kerk gaan bou en 'n dorp gaan oorwin? Waar is die herlewing, Paulus? Waar is dit? Hy sê, jy verstaan nie. En ek sê hierdie nou, sodat ek daai las wat dalk iemand van eksklusiwiteit op jou rug kom sit, het 'n bietjie kan afval. Voel maar jy kan nie so preek nie, jy kan nie so praat oor jy kan nie al hierdie goed doen nie. Al wat jy kan doen is werk in 'n workshop en net jou liefde skyn daar waar jy is en jy's nou nie die Bybelkommunikeerder nie, maar jy's lief vir die mense om jou en jy probeer die Here by hulle uitbring op 'n manier wat jy weet net hoe. En jy voel is dalk nie genoeg nie, maar hoor wat sê Paulus, hy sê bly rustig, doen wat jou hand vind om te doen en bly met jou eie besigheid besig. En wanneer jy dit doen, gaan die buitestanders agting kry vir jou lewe. Weet jy wat die buitestanders? Dis mense wat nie 'n verhouding met God het nie. Maar moet ons nie die evangelie so kan verkondig dat mense God sien nie. Paulus sê bly in jou baan. Wees lief vir God en wees vir die mense lief net om jou. En in dit sal jy gesprekke kan hê en sal daar roering wees in mense se harte en sal herlewing by jou plaasvind want mense begin sien wat God binne in jou kan doen. En jy weet skielik is jy besig om mense nader aan die hemel te kry en jy besef dit nie, jy bly net in jou baan. Maar tog wil die wêreld daar rondhardloop soos fariseërs en hierdie godsdiens op hulle mou dra en die hele wêreld moet weet die Christen is nou in die gebou. Hey, Paulus sê, wees rustig. Nie as Jesus het op aarde rondgeloop en gesê, okay, die seun van God is hier, kom nou, wat wil julle hê? Kom ek verander almal. Hy stap in minder as 'n mens, diensbaar. En te sê, hoe kan ek die mense help? Hoe kan ek in my baan bly en net doen wat ek doen? Hy het net 'n speel vir sy hart. Nie 'n verkyker op ander nie. En hoor mooi, die oomblik as ons nie daar is nie, is eksklusiwiteit daar in ons harte. En eksklusiwiteit is 'n vorm van hoogmoed, en ek sê dit al die hele reeks lank, is dat hoogmoed sal nie ophou tot dit verwoes nie. Dit sal die mense om jou verwoes, die verhoudings. Dit sal jou werksomgewing verwoes. Dit sal jou hart so bitter maak dat jy die geskenk van werk wat God vir jou gegee het, gaan opneek. Want jy is nie eens dankbaar vir daai werk nie, want jy kyk vas aan almal wat alles verkeerd het. En jy kan nie eens die Here eer daar waar jy gaan nie. Besop vir hoogmoed, dit gaan verwoes. Ek en jy moet in ons baan bly, rustig bly, doen wat God vir ons vra, en vergenoegd bly. En hoor mooi, wanneer ek en jy in eksklusiwiteit beweeg, is daar 3 dinge wat sal gebeur. En hierdie 3 dinge kan ons erken en herken deur 3 letters in die alfabet, en dit staan vir E. Dis die 3 letters, E. En dit staan vir 3 massiewe onderwerpe wat ons almal vandag moet verstaan as jy eksklusiwiteit wil vermy, want as die nommer 1 ding wat gebeur het in die fariseërs en die nommer 3 goed wat gebeur het in die fariseërs en 3 goed by my. Maar interessant genoeg, né? Ek gaan hierdie week en ek gaan Google, interessant genoeg, net hierdie 3 letters, E. En toe ek E intik, toe pop daar iets of wat ek nog nooit van gehoor het nie. Nou, ek weet julle is baie slimmer as ek, maar hier's wat ek toe optel, dat hierdie is eintlik 'n virus. E is 'n virus. Weet jy of jy gehoor het van hierdie ene nie? The Eastern Equine Encephalitis. My magtig, mag die Here ons bewaar van daai ene. Klink sommer seer. Hierdie is 'n virus, en hierdie virus is 'n dodelike virus. Hierdie virus kom van muskiete af, by the way. Nou net om die impak van hierdie virus aan ons duidelik te maak. Hulle sê in terme van malaria wat ook kom van muskiete af, maar dis 'n parasiet, dis nie 'n virus nie. As jy al ooit gewonder wat doen 'n pastoor deur die week, soos julle weet, ons bestudeer muskiete. So julle die regte werke, ons bestudeer muskiete. Nou hier's die interessante feit, ek moet dit vir julle gee. As dit kom by hoeveel mense persentasie gewys sterf van wanneer mense malaria kry en hoeveel van daai mense wat malaria het sterf, is dit 'n 0,22%. En malaria is gevaarlik, ons almal weet dit, maar 0,22% van mense wat malaria kry sterf. Dis eintlik min.
Ander storie, 30% van mense wat hierdie kry sterf. Jy wil hom nie hê nie. Die mense wat dit oorleef, gals in hulle lewe. Die nagevolge is kronies. Mense wat sit met neurologiese skade. Dis 'n verskriklike ding om te hê. En toe ek hierdie leef, toe dink ek, maar dis presies wat gebeur by die Fariseërs. Hulle loop rond en 'n klein ding soos 'n muskiet in die hart kom en hy gee die virus vir hulle. En dit voel eers soos niks, soos 'n verkoue. Maar dit is 'n gevaarlike virus wat hulle hele wêreld kom verwoes. En ons sien dit in die eerste eeu by die ware evangelie. Julle, hierdie is so belangrik. Jy sien die rede hoekom die Fariseërs nie van Jesus gehou het nie. Daar's 'n lang lys hoekom hulle altyd beklei het. Maar dit is interessant as jy bietjie gaan kyk hoekom hulle beklei het. Wat was die groot redes hoekom Jesus en die Fariseërs altyd in mekaar se hare was? Wat was die groot rede? Nou, interessant genoeg, as jy Jesus se groot opdrag gaan leef, die ding wat Jesus altyd in sy hart gedra het en gesê het, maar hier's God se wil en hier's wat ek moet doen, sal jy dit raak lees in Lukas 19 vers 10, waar hy sê, ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. Dis Jesus se doel. Die van julle wat besighede doen en sterk leierskap hou, julle sal altyd hoor, maar sit jou visie in 'n one-liner. Nee, wat is jou doel? Maak dit duidelik. Hier is ons Jesus en hy maak dit duidelik. Wat ek moet doen, ek soek die verlore mense en ek red hulle. Dis wat God wil hê Jesus moes doen op aarde. Dis sy roeping, dis sy hart. En hoor mooi, dit het beteken Jesus stap na mense toe wat verlore was. En hy begin hulle intrek. Hy gaan na tollenaars toe, hy gaan na prostituie toe, hy gaan na mense wat vissermanne is, mense wat nie so Bybelgeleerd is nie, mense wat dink, maar ek kan dit net nie maak in verhouding met God nie, want check my agtergrond, ek is 'n moordenaar, ek het gesteel, ek het bedrieg, en hierdie is net so vir hom of vir ons hierso. Weet ons is deur egskeidings, ons het sondes, ons het rondgesaap, ons het verneek hier, ons het geld onder die tafel daar gesit en ons almal het hierdie goed en Jesus kom na die verlore mense toe en hy sê hy kom nie om te veroordeel nie, hy kom nie om sleg te praat nie, hy kom nie om eksklusiwiteit te bekend te maak nie, hy kom om te red. En hierdie is die grootste rede hoekom die Fariseërs en Jesus vasgesit het. Dit was hulle grootste probleem met hom. Dit was die grootste fights in die begin. Hulle het hom eerstens gekruisig, die hoofrede, uiteindelik, omdat Jesus gesê het, hy is die seun van God, en hulle kon nie dit verdra nie, en hulle hom doodgemaak daarvoor. Maar waar die fights begin het, was met Jesus se roeping. Want die Fariseërs het mense uitgesluit, wat Jesus ingesluit het. En hulle het dit gehad. Hoekom eet jy saam met daai sondaars? Vra hulle vir Jesus. Hoekom doen jou disippels hierdie? Hulle het altyd sulke fout gesoek oor eksklusiwiteit. Hoekom lyk hulle nie heilig genoeg nie? Jesus, jy kan nie sommer daai mense uithang nie. Hulle het hom aangekla as 'n dronkaard, omdat hy kuier saam met die mense wat dronk is. Hy hang in die verkeerde kringe uit. Jesus, maar wat doen jy? Bly eksklusief. En Jesus sê nee. Jy dink ek is besig om te sondig, ek is besig om te red. Ek is besig om by mense uit te kom wat gedink het hulle kan nie naby aan God kom nie. En julle, ons val vinnig in hierdie struik, en hoor my hart as ek hierdie sê. Elke Christen onder die son leef met 'n stukkie van Jesus se roeping. Ek tel dit op by almal. Elke Christen wat tot bekering al gekom het en 'n verhouding met God het, loop met iets rond van, ek wens die wêreld kan hê wat ek nou het in die Here. Ek wens almal kan die Here beleef, ek wens almal kan tot bekering kom, ek wens almal kom daai. Weet jy waar kom hy vandaan? Dis Jesus se hart. Dis waar jy dit kry. Want ons almal is geroep om ook die verlore mense in ons lewens nader te trek. Nie om soos hulle te word of hulle daar goed te keer en hulle sondes te regverdig nie. Glad nie dit nie. Jesus het nie dit gedoen nie. Maar om hulle so te kan lief hê met waarheid en genade, dat hulle nader aan God kan kom eerder as verder. En kan ek dit reguit sê? Die kerk het opgeneek. Ons het strikke getrap. Want Christene na buite loop baie eksklusief partykeer rond. Ons loop rond asof ons iets ontvang het van die Here wat 'n ander ou nog lank sukkel om te kry. En ons loop rond met 'n verhouding met God asof ander mense sukkel om by uit te kom, want ons het hierdie maatstafbal. Weet julle wat het Jesus gedoen?
Hy kyk na die fariseërs, en dit is amper soos 'n hoogspring ding. En hy sien die fariseërs het hierdie lat al hoe hoër kom opstel. Al hoe hoër kom opstel, al hoe hoër kom opstel. En sê jy beter oor hierdie ding spring. Want as jy nie oor spring, jy ken nie verhouding met God en hierdie is wat God verwag. En hier kom Jesus uiteindelik op die toneel. En hy is die enigste een wat weet hoe hoog hy lat is van die Here. En hy's al een wat hy lat kan skuif. Hy het die mag om dit te doen en die lat is so hoog soos wat jy kan kry. Dis heel bo. En hy kom en hy sê, maar weet jy wat? Ek is al een wat oor hierdie ding kan spring. Ek is al een wat regverdig is in God se oë. En weet jy wat doen Jesus toe? En hier is hoekom ons Paasfees vier. Hy vat hy lat en hy skuif dit af bottom shelf toe. En hy gaan na 'n vrou wat in Owersvel gevang is, byvoorbeeld. En hierso kom die fariseërs om stene gaan. Sy het gesondig in God se oë, sit dit onder. Jesus sê, ek is al een maar oor daai lat kan spring, so Jesus waar ek die lat een skuif. Enige een wat nie sondig nie, kom, be my guest, gooi die eerste klip, maak haar dood. Maar almal weet, ek kan nie. Hier's waar ek en jy die probleem begin maak, eksklusiwiteit uitleef. Ons stel daai bar hoër in ons lewens, sonder dat ons weet. En ons hou dit oor mense. Ek en jy mag nie raak in daai lat nie, julle. Dis Jesus wat daai lat skuif. My en jou werk is nie om rond te loop en vir mense te sê, maar hier's die standaard nie. Om eerder te sê, luister jy, het jy geweet daar's goeie nuus? En dit was Jesus se boodskap, die goeie nuus. Weet jy hoekom was dit goed? Want selfs die ouens wat nie baie hoog kan spring, jy kan nou in. Julle, ons besef dit nie. Ek en jy is in, want Jesus het dit onderkom sit. Ek en jy kan nou 'n huisgesin beleef, want ons God beleef in ons huisgesinne, want Jesus het dit onderkom sit. Ek en jy kan verhouding hê, selfs op ons swakste dag, want Jesus het dit onderkom sit. Ek en jy roem in die Here, want hy het dit onderkom sit, en tog, wanneer ons dit doen, het ons hierdie ding oor ander mense, maar hulle moet net daar kom. Hulle moet hulle finansies beter bestuur, hulle moet God liewer hê, hulle kan nie so praat nie, hulle moet ophou daai. En ons loop rond soos die fariseërs. Ons werk ons om die evangelie te hou, om te sê die Here is al een wat bo-oor kon spring, maar raai wat hy gedoen het, vir ons onderkom sit. Almal is welkom. Ja, selfs daai baas wat mislik is van jou. Ja, selfs daai groot sondaar, wat jy dink is 'n groot sondaar. Hy kan kom. Die deure is oop en Jesus het die prys betaal. Ons mag dit nie lig nie. Maar Morney, wat van daai Christene wat lou is? Wat van daai Christene wat rondloop op planeet Aarde en hulle is halfhartig in die storie en hulle is koud en hulle het hierdie verbruikermentaliteit en hulle wil dit kry van die Here af en hulle gee niks vir God terug en hulle dien nie en hulle loop nie en hulle doen nie wat hulle moet doen nie en wat van hulle? Die Bybel sê tog in Openbaring 3 dat God spoeg hulle uit. As jy lou is, God spoeg jou uit. Wat van hulle? Dis 'n baie goeie vraag. Maar wat van daai keer toe Jesus gepreek het en die skare is daar en hy preek so 'n harde preek oor waarheid en hy sê maar julle moet God heel hartig volg dat die mense so omgekrap raak, hulle volg hom nie meer en hulle loop weg. En Jesus draai in dieselfde asem na sy disippels toe en hy sê, wil julle bly of wil julle ook gaan? Wat van daai preke waar Jesus die baar kom lig het? Dis alles waar. Maar pas op dat jy 'n uitsondering die norm maak. Weet jy hoeveel keer het Jesus daai preke gepreek? 2 keer. Nie elke keer, 2 keer. Openbaring 3 waar hy sê hy spoeg die wat lou is uit. Lees dit bietjie verder, 3 verse verder in Openbaring 3 vers 20, 'n vers wat ons baie goed ken. Hoor wat sê Jesus hier. Hy sê nou net hy gaan hulle uitspoeg. As julle net warm of koud was, kies net 'n kant, maar dan sê hy maar kyk. Ek staan by die deur en klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal 'n feesete saam geniet. Alhoewel God sê, kom, is hy nog steeds daar en hy sê, maar ek kan jou help. Hy mag gee jou nog 'n kans. Ek wil hê jy moet tot bekering kom. Ek wil hê jy moet 'n verhouding met my hê. En ons kan na die wêreld toe gaan en geliefdes en ons kan hulle vertel van die Here. En ons kan die waarheid voor hulle oë hou, maar al wat ons moet kommunikeer is daar's 'n God wat klop. En julle kan ek eerlik wees en ek moet hierdie noem. Hierdie is nog 'n mooi ding van ons kerk, maar uitdagende ding van ons kerk ook. Ek's eerlik. As baie Christene wat na ons toe kom en sê maar hier's te veel mense wat verbruikers is in ons kerk. Hulle kom en kry 'n lekker diens, waai weer, bou niks aan nie en hulle sit hier vir 'n lekker tyd, man.
Wel ek wil vir jou sê, daar's plek vir hulle in Jesus se dienste gewees, daar kan maar plek wees in ons dienste ook. Dit maak nie die waarheid minder waar nie. Al wat ons wil hê is 'n kerk waar mense kan kom en kan hoor hoe die Here klop. En hoor mooi, of jy met jou brandewyn asem op 'n Sondagoggend hier instap, ek keer nie goed wat jy Saterdag aand gedoen het nie, maar wat ek wel sê is jy's welkom om die klop van die Here te kom hoor op Sondagoggend. Jy kan kom. Ek gee nie om wat jou sondelys was nie, ek gee nie om waar jy vandaan kom nie, ek gee nie om waar jou hart is, jy kan kom, want die Here hou aan klop. Hy wil hê almal moet tot bekering kom. En in Vloed Kerk, ek sê dit reguit, mag ons 'n kerk wees wat die hart van die evangelie so hou. Mag ons nooit preek, mense ontvang en rondkyk in hierdie gebou, asof mense beter moet wees voor ons hulle liefhet nie. Mag ons altyd 'n kerk wees wat sê, maar hoor jy die klop? Ja, wat hy doen is nie reg nie, maar hoor jy die Here klop? Ja, ek weet hierdie ou neek op, maar hoor jy die Here se klop? Trek hulle in, vertel hulle van die goeie nuus. En dan die tweede E, die eerste is die evangelie. Die tweede een is iets van eergister. En hier is 'n baie belangrike een. Ons almal het daai rooskleurige herinneringe oor die verlede, né? Ons almal loop rond en veral die wat julle al deur jare is en jy het tegnologie gesien en jy onthou die oorlogsdae en jy kyk nou terug na al daai dae toe en jy dink, ag, as dinge maar net kon wees soos dit was, né? Is enigiemand daar waar jy so 'n bietjie terugdink en dink gister was beter? My eerlike opinie, ek dink jy dink gister was beter, ek dink jy dink eergister was beter. Want hier is die ding van die mensdom waar ons almal mee baie goed is, ons vergeet. En met eergister was daar ook politiek, daar was ook korrupsie, daar was ook goed wat nie gewerk het nie, daar was ook 'n land wat nie perfek was nie, en daar was ook hoogmoedige mense langs aan jou wat verwoesting gebring het, daar was ook egskeiding en verneking en 'n klomp goeters wat ons sou gesê die duiwel is los. Ons sou al hierdie goed daai tyd gehad het, ons vergeet net van daai. En ons onthou die mooi. En dan begin ons leef in eergister en sê maar, kan ons net weer terug? Die Fariseërs was daar. Die Fariseërs, as gevolg van die virus wat hulle harte getref het teruggekyk na eergister en gesê, maar kan ons net teruggaan na die ou dae toe? As jy nou Israel toe vlieg, dan gaan jy sien, ons 'n klomp Jode wat daar by die Dawidsmuur nog bid, en hulle bid, en ek weet nie van vandag, hulle kyk seker 'n bietjie op vir my siele, ek weet nie, maar hulle is daar, en hulle bid teen hierdie muur. Hoekom? Want hulle soek die God van eergister. Hulle is nog steeds daar en kyk na die rooskleurige verlede, en sê, maar kan dinge nie net wees wat dit was nie? Tot vandag toe val hulle in daai struik, en nie net hulle nie, maar dalk ek en jy ook. Johannes die Doper was ook daar. Nou kan ek ons net gou vinnig herinner, Johannes die Doper het nogal woorde gekry van God wat amazing was. Jesus self het gesê, daar's niemand groter as Johannes die Doper nie. Soek jy 'n kompliment, wel daar's een vir Johannes, wow. As Jesus het sê, tel het. Maar Johannes die Doper beland op 'n plek. Hy's in die tronk, weens hy doen dinge vir die Here. Hy's radikaal, hy gehoorsaam God soos niemand in die tyd nie. Hy's 'n voorloper, God, Jesus se baan en sy bediening gelyk gemaak. Hy het amazing dinge gedoen. Jare later beland hy in die tronk. En by the way, Johannes die Doper, sy neefie was Jesus, hulle is familie. En hier sit Johannes in die tronk, en hy onthou gesprekke waar Jesus gesê het, ek gaan kom om die wat in die tronk is vry te laat. En raai wat, Jesus kom nie. En Jesus kom help nie. En Jesus kom red nie. Dag 1 was dit oukei. Maar na so 'n paar weke in die tronk, dit vang Johannes, en hy kyk terug na eergister, en hy so, maar ek onthou daai gesprekke saam met Jesus. Ek onthou hoe ek gevoel het, maar ek voel nie meer so nie. Ek moet Jesus vra, is hy die een? En Johannes stuur toe mense na Jesus toe, en hulle vra die vraag vir Jesus, maar Jesus, is hy regtig die Messias? Is hy regtig die ene wat hy sê hy is? Johannes twyfel. En hoor wat sê Jesus. Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus doen. Werke soos die van die verwagte Messias sou doen. Hy stuur die van sy disippels om Jesus te vra, is hy werklik die Messias wat sou kom, of moet ons tog iemand anders verwag? Hy sit en twyfel oor die verlede, die eergister, wat hom laat struikel. En hier is wat ek vir ons wil sê, as die virus van eksklusiwiteit jou tref, gaan jy altyd terugkyk, en wonder, kan maar dinge nie net wees wat dit was nie, dis 'n teken van eksklusiwiteit in jou hart.
Die Fariseërs het hulle self blind gestaar aan die God van eergister en hulle kon nie eens sien, hy staan reg voor hulle nie julle. En ek ontmoet hierdie in mense se lewe vandag. Ag, kan die Here maar nie net weer so met my praat soos hy het 'n maand terug, 'n jaar terug, 50 jaar terug nie. Kan ons nie net weer kerk hou soos dinge was in die verlede nie. Kan ek nie net weer naby aan God wees soos toe nie. En ons kyk so in die verlede vas dat ons God mis hier en nou. Mense wat nie weet waar God beweeg nie, omdat hulle so terugkyk om hulle skouer. Daar was 'n rede hoekom God opdragte in die Bybel gegee het van moenie terugkyk nie. Staar voor jou. God doen 'n nuwe ding, sê die Here. Hy werk op 'n nuwe manier. Sy wonderwerk het nooit 2 keer op dieselfde manier gebeur nie. Hy doen 'n nuwe ding. En as jy altyd wil terugkyk en mense selfs hou en sê maar luister, hier is hoe God gewerk het daai tyd en hier is my stories en ons grootste getuienisse raak van 10 jaar terug. En nie meer vir vandag nie. Dan is eksklusiwiteit besig om ons harte te groei. Pas op vir dit. Dit jaag mense weg. En die laaste ding en hiermee sluit ek af. Die laaste wat gebeur in ons harte met eksklusiwiteit. Ons kry die ding verkeerd van eenvoud julle. Jesus het gekom en het so eenvoudig gemaak om 'n verhouding met God te hê. En dit het die Fariseërs so omgekrap. Dit het. Hulle is so geïrriteerd dat God beskikbaar is. Want hulle soek en bid en lees Bybel en doen al hierdie dinge wat die Here verwag, maar hier kom Jesus en sê, weet jy wat, gaan na die stilste vertrek en bid net en God sal daar wees. Vra hom net. Hy sal jou antwoord. Maar Here, moet ons nie al hierdie sakramente en al hierdie wette, hy sê die volgende aan hulle, en hierdie is so groot. Hy sê van Johannes 13 vers 34 tot 35, hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle liefhet. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. In ander woorde, mense sal sien 5-ster paas wees by jou. As jy net mense liefhet soos ek jou liefhet, geen ander manier nie. Nie hoe jy die lat opstel nie, nie op jou reëls en verwagtinge, nie van jou eergister of jou storie nie. Die manier hoe ek jou liefhet, sê hy. En dit het die Fariseërs so omgekrap. En hierdie krap ons ook om. Hierdie is die ding met jou omkrap oor jou man of jou vrou ook. Hoekom jy sukkel om hulle lief te hê, want jy skuif die baar. Ag, kan jy net bietjie meer tafel toe bring? Kan jy net bietjie meer wees? Want dan gaan jy nou hierdie goed doen wat ons oor gepraat het. En ons hou hierdie boek van kwaad oor mekaar. Ons hou dit nie eenvoudig nie. Jesus sê, nie hoe jy die boek van kwaad hou oor iemand anders nie. Kyk of hulle by die Here uitkom. Jy moet verkykers rondkyk nie. Hy sê hulle lief hê. Nou hoe het God mense lief? Stel die bar af. Stel die bar af. Dien die mense, wees lief vir hulle, ontmoet hulle waar hulle is. Hulle sien nog nie wat jy sien nie. Dis jou geskenk aan die Here. Enjoy dit. Dit is nie jou ketting om hulle mee te bind nie. Hou dit net onder. Hou dit onder. In die kerk en Christene, oral waar ons gaan, die baar net weer kom lig soos die Fariseërs en so moet die wêreld lyk. En dan Jesus het dit nie eens gedoen nie. Wie dink ek en jy is om ons om dit te doen? As die Here sê wees lief vir die mense, soos ek julle liefhet, dis waar die baar lê. Laag. Opreg. Eenvoudig, beskikbaar. En hier is waar die Fariseërs het verkeerd gekry het en Jesus was streng uitgesproke in Matteus 23 vers 24. Hy sê blinde gidse. Julle sif die muggie uit julle drinkwater, maar julle sluk, maar die kameel sluk julle sonder meer af. Ons maak die klein goed in lewe die groot goed. En ons maak die groot goed die klein goed. Die goed wat belangrik is vir die Here, gooi ons vinnig by die deur uit. En die goed wat nie belangrik is nie, ag ons is so belangrik. Dat ons selfs ons liefde vir ons man, ons vrou, ons kinders, ons kollegas, ons baas by die deur uit kan gooi, want hierdie projek moet nou so, of hierdie ding moet nou so lyk, of hierdie ding, ja, werk moet werk wees. Doen jou werk eerbaar tot die Here, verseker. Maar is die werk belangriker as verhouding? Nee. En hier is die woorde wat hulle moes gehoor het seker daai tyd, hou die klein goed klein en die groot goed heilig. Daar is groot goed vir die Here.
Liefde is die groot ding. Beskerm daardie met alles in jou. Die bord wat nie weggepak is in die huis nie, die wasgoed wat dalk bietjie rond lê en jou irriteer, is klein goed. Ek weet dit is vir jou belangrik, maar moenie laat die liefde steel nie. Moenie rondloop in hierdie wêreld en in die baar lig en sê ek sal jou lief hê eers as jy hierdie doen nie. Jesus het dit nie eens gedoen nie. Jy kan deel wees van my kring as jy eers hier kom. Jesus het dit nie gedoen nie. Ja, ek sal meer 'n vriend vir jou wees as jy bietjie 'n vriend vir my is. Ek is altyd die een wat na jou toe, sak hy baar. Wees lief. So hoe kry ons hierdie goed reg? Soos julle geweet het nou vandag, ek het muskiete bestudeer. En iets interessant oor muskiete dis my een vraag, by the way, as ek eendag in die hemel kom, ek verstaan nie die doel van muskiete nie. Ek sal 'n vraag vra vir Noag, jy weet hoe hy die ark was. Noag, kon jy net toe daar 2 was, pel? Hoe moeilik was dit? Noag, jy het soveel tyd op hy boot gehad. Soek net die bly goed, maak hulle dood. Hoe moeilik. Wêreldse probleme sou gespaar gewees het. Maar dalk het die Here herinnering vir ons vandag van muskiete. En ek hoop elke keer wanneer jy 'n muskiet sien, onthou jy die gevaar van hoogmoed. En jy onthou hoe gevaarlik vir jou hart is, as jy dit nie reg kry nie. Maar wat interessant is van muskiete, hulle is reg oor die hele wêreld. Selfs in IJsland, by the way, waar hulle vir jare lank nie muskiete gesien het nie, is daar 'n nuwe spesies besig is om te evolve, wat in die koue kan oorleef. Selfs daar herinner die Here hulle blykbaar aan muskiete. Daar's 'n doel vir muskiete. Maar hier is iets interessant, en ons almal weet dit. Altyd wanneer muskiete nie pla nie, is wanneer? Is die rocket science, hè? As jy op jou stoep sit, en jy sit daar sonder dat jy peaceful sleep, almal inkleer en spuit. Wanneer is dit? As dit reën. As die muskiete weg, hulle kruip weg, onder die blare, onder plekkies. As dit reën, is hulle gone. En ek lees weer 'n klomp vers in die Bybel, en hier is weer een, Spreuke 16 vers 15. As die koning glimlag, is daar lewe. Sy goedheid is soos wolke wat lente reëns bring. Sy goedheid is soos wolke wat die reën bring. En ek dink dis hier waar ons dit verkeerd kry. En ek dink is hier waar muskiete ons begin aanval. En waar ons gebyt word. En hoogmoed inkruip en ons as fariseërs rondloop en 1 ster Paasfees vind plaas by ons. Dis wanneer daai oomblik wanneer ons vergeet van elke ding wat in ons hart reg lyk, elke ding wat in ons lewens goed is, elke ding wat geseën is en elke ding wat werk, elke ding wat voorspoedig is, elke ding wat werk in jou lewe, kom van die Here af. Jou gesondheid, die feit dat jy asemhaal, die feit dat jy 'n tweede kans het en die Here jou vergewe, die feit dat jy met 'n ligte hart kan rondloop, die feit dat jy kerk toe kan kom vanoggend, elke stukkie goedheid, die feit dat jy werk het, die feit dat jy nog getroud is, die feit dat jy kinders het, die feit dat die goedheid van God oorweldig ons. En dit is daai besef wat die reën bring en die muskiete bly weg. Mag ek ons aanmoedig vandag. Die manier hoe jy wegbly van daai muskiet buite af en die EEE-sindroom en virus wat jou hart sal besoedel en jou lewe sal verwoes, wat verhoudings sal breek, wat gal sal inbring en selfs mense weghou van God. Want hulle beleef hoogmoed by jou. Al hoe jy dit reg kry, is onthou. Onthou net wie die Here is vir jou. Onthou hoe hy jou lief het. Onthou hoe laag hy die baar vir jou kom sit het. En doen dit net verander. En in dit sê Jesus, daar's redding vir almal. En hoor my mooi, ek staan nie vandag hier en verskoon elke sonde onder die wêreld nie. Ek doen dit nie. Wat ek wel sê is, as ons met mense praat oor hulle lewens en ons praat eers oor hulle sonde as die God wat hulle liefhet en hulle sonde kan vergewe, sit ons met 'n probleem. Want ons geland waar die fariseërs slaan. God wil hê ons moet groei in ons heiligheid, maar hy is nie met die baar stel, nie ek en jy nie. Hy is nie met daai openbaring aan elke persoon sal gee, nie ek en jy nie. Hier is wat God van ons verwag. Wees lief, hoe?
soos God vir jou lief is. Nie vergeet van sy goedheid nie, dis waar die lente reën sal plaasvind. Muskiete sal wegbly. So daar waar jy is, gaan ek vra dat jy oor sal sluit saam met my. En net vir 'n oomblik. Ek weet nie hoe sterk jou verbeelding maar is nie, maar Here help ons hiermee. Kan ons net 'n bietjie terugflits kry in daai gesprekke van Jesus en die Fariseërs? Hoe kwaad Jesus was vir hulle. Hoe het hom geïrriteer het, hoe hy uitgesproke was. Dit het hom suur gemaak. Dat Jesus selfs tot die radikale, tot die kruis toe sou gaan vir hierdie saak. Dat mense nie dink hulle kan die koninkryk inkom nie. Dit het Jesus mal gemaak in sy hart, want dit is so ver van die waarheid. Almal kan kom. Enigiemand moet geen oorlaai, kom na my toe. Enigiemand wat God soek, kom na my toe. Enigiemand 'n verhouding met hom wil hê, kom. Die koninkryk is naby, sê hy. Mag ek en jy net vandag skuif van enige eksklusiwiteit in ons hart, waar ons vergeet het van die goeie nuus is vir almal. En alhoewel God sê, moenie koud wees nie, hy sê, moenie lou wees nie, maar tog bly hy aanhou klop. Mag ons nooit vergeet van sy klop nie. Alhoewel Jesus gepreek het vir mense, en hy het geweet, hulle verwoes hulle lewens van haar sonde, het hulle nog steeds bedien, en hulle genooi, en hulle vertel van die goedheid en die goeie nuus. Hy het nooit sy hart verloor, dat mense nie in kan kom nie. Mag ons hart skuif soontoe, enigeen. En dalk sit jy vandag hier en jou hart het hard geword teenoor 'n sekere persoon, teenoor 'n sekere geval wat gebeur het, en jy wil niks daarmee te doen hê nie. Mag ons harte sag word, want ons besef die goedheid van die Here oor ons. Jesus het ons ingekry deur die baar baie laag te sit vir my en jou. En mag ons dieselfde liefde teenoor hulle wys. Sê ons Vader, hier is ons vandag. En ons bid vir daai skuif, Here. Dat ons harte nie sal rondloop en beter weet en sal dink van onsself, of dit nou per ongeluk of intentioneel is. Dat ons sal dink, maar ons het iets wat ander nie het nie. Ons het iets bereik wat ander nie het nie. Ons moet nie met daai trofees rondloop nie, Here. Ons moet soos daai werker wees wat net kom en sê, Here, ek het die voorreg vandag gehad om te doen wat U wil hê ek moet doen, Here, en dankie daarvoor. Is daar nog iets wat ek kan doen vir U? Sonder om iets terug te verwag, sonder om te sê, maar Here, nou kan U my seën. Ons het net ons job gedoen. As ons vrouens, ons mans lief het, ons het net ons jobs gedoen. Voorsien vir ons kinders, net ons job gedoen. Mense vertel van die Here, net ons job gedoen. Die Here beleef, net ons job gedoen. Dis net ons voorreg, Here, om deel van U huis te wees. Hemelse Vader, vergewe vir ons van ons hoogmoed. En ek bid, Here, mag ons dit eenvoudig hou, naby hou, Here. Iets selfs in Jerusalem kerk gesê, was hulle beslissing, moet dit nie moeilik maak vir die buitestanders om in te kom nie. Mag ons 'n kerk wees, mense wees wat rondloop met hierdie hart, Here, wat sê, ons maak dit nie moeilik vir mense om by Jesus te kom nie. Ons wil nie mense net vertel hulle gaan hel toe nie. Ons wil mense vertel hoe om in die hemel te kom. So dankie daarvoor, Here. Ek bid dat hierdie skuif by ons sal bly. Dat ons hierdie liefde mag hê vir ander. En dat ons sal sien wat U sien, Here, dat verlorenes gered sal word as gevolg van U goedheid. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen.